Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, vandag is die 25ste Augustus, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, my weer 'n eer en 'n voorreg, saam met jou kan kuier rondom God se woord. En vandag praat ons so 'n bietjie oor, laat U wil geskied. Nou ja, julle almal weet, van kleins af word ons geleer om die Onse Vader te bid. Elkeen van ons ken die Onse Vader, maar ek weet nie of ons kindertjies van vandag nog leer van die Onse Vader nie. Ons het dit altyd by die sonnaarskool geleer en by die skool en mamma en pappa het jou dit geleer en goed. Ek wonder of vandag se kinders weet hoe om die Onse Vader te bid. Maar baie kere leer ons ongelukkig die Onse Vader as 'n rympie. Ons besef nie regtig wat ons bid nie. En ek wil vandag vanoggend vir ons bietjie hierdie gedeelte lees. En dis in Matteus 6. Hy sê vanaf vers 9. En die Here sê hierso: so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En nou kan jy hierdie gedeelte lees en jy het hom sommer in jou kop opgeset terwyl ek hom gelees het, maar het ons besef wat ons gesê het. Hy sê hierso: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En hoeveel keer Christene wat die naam van die Here so uitelik gebruik, om net die Here se naam te roep, as jy jou vinger stamp of jou toon stamp, of jy wil 'n uiting gee oor jou gevoelens, dan gebruik jy uit die Here se naam. En die woord sê vir ons hierso, dat jou naam, die Here se naam, is heilig. En ons moenie sy naam uitelik gebruik nie. Ons gee ons vandag ons daaglikse brood, of die tweede gedeelte, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Maar Here, tog net op my manier. Geef vir my, Here, maar wat ek vra. Want die Here sê ons in sy woord, vra net wat jy wil en jy sal dit verdien en jy sal dit kry. En nou hoekom kan ek dit nie kry nie? Want ons bid nie God se woord reg nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ja, ek is nog so moeg om dit te eet. Kan jy nie iets anders te maak nie? Ons is so ondankbaar oor dit wat ons het. En wat het geword van, wees ver genoeg met dit wat jy het. Maar gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons skulde. Ons verwag dat God ons moet vergewe, nee. Maar daar's nie 'n manier nie. Over my dead body sal ek daai persoon vergewe nie. Maar ons bid hierdie gebede. Mense, is baie gevaarlik. Ons moet regtig waar besef dat wanneer ons met God se woord in mekaar is en in mekaar invloei goed, dat ons die regte goed sal doen en sê. Laat ons nie 'n gebed sal opsê net om Segen Vader, Segen Sop en allerlei goeters nie. Nee, ons moet regtig waar wanneer ons bid, tot God bid. Tot wat hy vir ons gegee het. En nie net wat ons uit hom uit kan kry nie. Amen. Jesus het ons geleer hoe om te bid. En toe Jesus gegaan het, net so voor sy kruisiging, vat hy sy 2 disippels saam met hom op die berg. En hy so eentjie verder, gaan hy en hy gaan bid. En hoor hoe bid Jesus. En hy sê hierso in Markus 14:36, en hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En dit is hoe ek en jy moet bid. Here, gee vir my, Here, ek vra dat U vir my keer, maar Here, nog steeds nie my wil nie, maar U wil. Laat U wil geskied in my lewe. En dan die laaste gedeelte is hierso in Lukas 11, waar het ek het nou neergeskryf? Genade. Lukas 11 vanaf vers 9. Hy sê: en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. So wat moet ek en jy doen? Ons moet volhard. Ons moet volhard in ons gebed, en as iets nie nou dadelik plaasvind nie, moenie ophou bid nie. Bid nog steeds, want op die regte tyd, op die regte plek, sal God vir my en vir jou gee, die begeertes van ons hart. Amen. Kom ons bid en ons vra die Here om ons te help, sodat ons nie gou-gou te moedeloos sal raak in ons gebede nie. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie
vir hierdie nuwe dag, Here. Dankie dat ons vanoggend net na U kan kom, Here. En net soos wat ons geleer het van kleins af, die Onse Vader. Maar Here, laat U perfekte wil sal geskied in my lewe, want U weet wat is die beste vir my en vir elke ene wat ingeskakel het. Here, seën ons, lei ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Dinsdag, gaan verkondig die evangelie, gaan vertel vir iemand vandag, Jesus het jou lief. 'n Geseënde dag. God bless.